Goeiemôre, geseëndes van die Here, weer eens ook vir jou vandag hier. So, vriendin, weet jy, ons gaan vandag aangaan om oor geloof te praat. Besef jy dat ons Here Jesus Christus kan enige iets doen. Maar ek het gister vir u gesê, daar's twee dinge wat pasmaats is. En dit is gebed en geloof. Nou, twee verse wat daar is in die Bybel, wat belangrik is om te onthou, is natuurlijk 1 Thessalonicense 5 vers 17, wat sê, bid sonder ophou. Bid gedurig. Dis die kortste vers in die Bybel, behalwe Jesus het geween. Maar, God wil hê ons moet hom aanbid. Maleagi 2:15 vra 'n vraag en gee 'n antwoord, en hy sê, waarom het God dan een gemaak nadat hy nog gees oorgehad het? Hy sê, want hy wou 'n geslag van homself gehad het. Ekskuus julle. U sien, God wil in gemeenskap met ons lewe. God wil deur sy kinders werk. God doen niks sonder sy kinders nie, sonder met ons te praat en ons te raadpleeg nie. Maar, as ons in verhouding met God staan, dan moet ons ook natuurlijk geloof in God, geloof in sy vermoë. En ons moet ook weet Hebreërs 13:5 sê dat die Here sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Maar kom ons gaan die boodskap God se hand word beweeg deur geloof aan. Hierdie is deel 2 en wil ek vir julle dan vanmôre sê, vriende, soos ek afgeëindig het gister, dat geloof kan berge versit. Geloof in God, nie in eie krag nie. Dit kan jou gesondheid verander, jou loopbaan, jou finansies, jou huwelik, jou kinders, alles, enige situasie kan verantwoord word deur God. Want Jesus het sê Matteus 21:21, ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie. Net daai stukkie van die vers, as julle geloof het en nie twyfel nie, dan kan alles gebeur. Hy sê in Markus 11:22, julle moet geloof in God hê. Nou vriende, ons lees dat die Here Jesus Christus het op 'n tyd op 'n boot in die see van Galilea gelê en slaap. Daar het 'n storm gekom. Jesus was teenwoordig. Hulle sou ondergegaan het. Heel waarskynlik gesink het. Maar hulle het die regte ding gedoen. Want Jesus is altyd teenwoordig. Daar was hy by hulle teenwoordig, vandag is hy by jou teenwoordig. Hy sê in Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. In die storm het hulle na hom geroep. Ons lees in Markus 4:40 altans. En toe sê Jesus vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Ander vertaling sê, Jesus het hulle klein gelowiges genoem. Vriende, ons moet nie klein gelowig wees nie, want ons glo nie in onsself en ons eie krag nie, maar ons glo in God en in sy vermoë. En Jesus is altyd met ons. Vriende, ons moet geloof in die hart hê. Die leiers van die kerk moet geesvervulde leiers wees met geloof in die hart. En dan kan hulle dinge aanpak in die krag van die Here met die wysheid van die Heilige Gees. En die gevolg sal wees beter prediking, gesalfde prediking, geesvervulde prediking. Mense sal tot bekering kom, die gemeente sal groei en die koninkryk van God sal ook groei. En onthou wat sê die Bybel? Die wat siele wen is, wys. Jy wat na die boodskap luister en ek, omdat ons geredde mense is en die Heilige Gees in ons het, is ons geroepenis van God en moet ons uitgaan en moet ons gaan werk in die wingerd van God. Maar ons praat oor geloof vanmôre, weer so 'n bietjie verder. Ons lees ook 'n verhaal van geloof in Handelinge 6 vers 5 en die woord het byval gevind by die hele menigte en hulle het gekies Stefanus. Nou hier is 'n beskrywing van Stefanus. Meet jouself hier aan. Is jy soos 'n Stefanus? Hy sê, hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees. En ook vir Philippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus
'n Joodgenoot uit Antiochië. Is jy 'n man of 'n vrou van geloof? Is jy vol van die Heilige Gees? Vriende, dan sien ons daar in vers 7, hierdie ouens het uitgegaan en die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie meer vermeerder en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof en Stefanus vol van geloof, ja, vol van geloof en krag, die krag van God het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Dan lees ons in Handelinge 11:24 verder. Hy sê, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Wil jy 'n sielewenner wees vir God? Wil jy werk vir die Here? Wel, dan moet jy God aanbid, onthou die een been, tweede been, altyd alles doen in geloof. Weet jy, vriend en vriendin, ek en jy is gered vandag. As jy die Here Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, en jy is kind van God, jou naam is geskryf in die boek van die lewe, het God jou geregverdig en in jou die Gees gegee. Maar jy het die ewige lewe ontvang. En weet jy, ons het die ewige lewe ontvang hoe? Deur ons geloof in Jesus. Onthou ons praat oor geloof. Ons het die ewige lewe deur geloof in Jesus Christus ontvang. Ons word geregverdig deur geloof. Maar ons word geregverdig deur God die Vader. Ons het sy genade en ons ontvang steeds elke dag sy genade deur geloof en nie deur ons werke nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, met genade is julle gered, nie deur julle werke nie, sodat julle nie kan roem nie. Dis 'n vrye gawe van God, my vriende. Ons praat oor geloof. Romeine 1 vers 17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En in Romeine 3 vers 22 sê hy, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus is vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So jy kan nie net gered word nie, maar jy sal ook geregverdig word, maar alles begin deur jou geloof in Christus. Daarom, vriende, ons is almal gebore in sonde en ongeregtigheid. En as ons kom en ons vra vir vergifnis, word ons aangeneem as kinders van God. En gaan die res vir ons gegee word. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, daarna sal alles bygevoeg word. Kom na Jesus toe, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, niemand sal tot die Vader kom behalwe deur hom nie. En hoekom? Wat het Jesus so spesiaal gemaak? Hy het sy bloed vir jou gegee. Romeine 3:25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, vers 26, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Nou ek het vir jou gesê, geloof is 'n gawe van God. Ons praat oor geloof. 1 Korintiërs 12 vers 9 sê, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Ons ontvang die gawes van God. Al die verskillende gawes van God, omdat ons glo in God. Vriende, selfs ons verwagting van God se beloftes kan ons nie ontvang as dit nie is deur geloof nie. Galasiërs 5:5 sê, want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. 1 Tessalonisense 3:10, want ons doen so 'n bietjie Bybelstudie vanoggend, sê vir ons, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid, om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Paulus, 'n man van God, het dit nodig geag om God se aangesig te soek, om dag en nag te bid, sodat hy kon gaan preek het, sodat hierdie mense se geloof kon groei in God.
vriend en vriendin, so kan ek aangaan. Jy kan 1 Tessalonisense 5 lees, 2 Tessalonisense 1, en so aan, alles oor geloof. Kom ons lees gou 2 Tessalonisense 1 vanaf vers 3. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloofs grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Hier is iets wat ons ook kan leer vanmôre. Ons kan geloof hê, maar as daar nie eensgesindheid is onder mekaar nie, sal die Gees van God ook nie werk nie. Daarom moet ons nie net geloof hê nie, maar ook wederkerige liefde. En so gaan hy aan, gaan lees dit by die huis, vat die tyd, neem dit, lees dit. 1 Timoteus 1 vers 2 sê Paulus aan Timoteus, my ware kind in geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en Jesus Christus, onze Here. Hy kom en hy spreek die seën van die Here oor die ou uit. Hoekom? Want hierdie persoon Timoteus is 'n ware kind in geloof en hy ontvang nou van God genade, barmhartigheid, vrede. Nou vriende, as jy al gered is jy ook 'n ware kind van God. Maar jy kan ook al hierdie dinge ontvang wat Timoteus ontvang het. Jy kan 'n sielewenner wees vir God. Jy kan 'n brief wees in die wêreld, maar alles begin by geloof. Wat ook al jou behoeftes is, onthou Christus se boodskap, wat ook al jou behoeftes is, alles ontvang jy as jy glo. As jy glo. So ek wil nou vandag maar afsluit en vir u sê, gaan maak maar 'n studie, lees daai 1 Timoteus deur, dwars deur en sien, jy gaan alles oor geloof, geloof, geloof. Geloof in wie? In God. Heel eerstens, Matteus 6:33, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, daarna word alles bygevoeg. Jy kan gered word, kind van God, gevul word met die Gees, geregverdig word deur God, en jy kan werk vir die Here. Maar alles, as jy glo in God, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom, met Jesus sê Handelinge 1 vers 8. Daarom, aanbid die Vader, die Seun, en gee ook oor aan die Heilige Gees. God seën nie. Vader seën die woord, en elke een van ons dit bid en vra ons in Jesus naam. Amen. Lekker dag vir julle almal hoor. Geniet dit.